Hallo, dis Hemelbesem en jy's ingeskakel by Doen Dit Net Liggies. Dis 'n show wat oor alles gaan en nog meer, as ook heeltemal niks nie. Nou, Doen Dit Net Liggies is 'n spreekwoord of 'n uitdrukking wat ek opgetel het daar in Woeste se kant. En dit beteken maar net basies, vat 'n chill pill of relax 'n bietjie, né? Net lekkertjies, dis hoe dit moet wees. Soos raak die ernstige, diep of ligsinnige onderwerpe, dit sit ons onder 'n ligter lig. Kyk, hy was nog nooit so breed gewees nie. Hy's net lekker. En moenie worry nie, dit sal nie u worldview te erg steur nie. Wat ek gebeur is, ek vat een woord en ons trek hom reg deur die show en ons kyk wat ons als daarmee kan maak of daarmee kan bou. Nou, die woord van hierdie episode is bos. Bos. So ek gaan julle letterlik probeer om die bos lei met die program of met 'n bossie wortels aan die neus lei. Ja, meneer, as een nie werk, ja, moet ons meer uitdaal. En ek is nie alleen nie, soos altyd, soos gewoonte dan nou is. Ek het 'n paar bossas hier, of gaste wat saamgesels hier en daar, en van hulle sluit in Colin de Bushman. Dis 'n ou wat ek jare ken nou al, wat ook baie belangrike werk doen vir die indigenous mense, en dan as ook kaptein John Witbooi van die Namastam, die Witbooi Namastam in Suid-Afrika. So hy is letterlik 'n big boss wat inheemse mense betaam in ons land. So here we go. One word, one man, one desire. Nou, as 'n mens met 'n show soos hierdie begin, moet 'n mens dit reg begin, en ek begin hier. More to life than what's your lip. So take a chance and face the wind. An open road and a road that's hit. A brand new life around the bend. There Kan julle nog onthou wat 'n show dit was? Dit was nog nie asof ons die woorde geleer het nie. There's a path we take and a path not taken. The choice is up to you, my friend. Nights are long, but you might awaken to a brand new life, brand new life, brand new life around the bend. Ja, sê. Dit was die opening credits van 'n stuk wat destyds al ons aandag gehad het, sommige weeksaande. En die show se naam is mos Who's the Boss? Met Tony Danza in die lead daar. So, en hierdie is 'n vraag wat krap in Suid-Afrika veral. Who is the boss? Who's the boss? En meer spesifiek, who's the boss? Specifically as 'n mens kyk na die grond in Suid-Afrika, net die onteiening sonder vergoeding ding, dit is mos nou 'n swaard wat laag hang en baie vrees en vrae bring vir sommige, en ander mense lek weer hulle lippe af. Maar die meeste gesprekke is tussen die tradisionele swart bevolking, vir beter verstaanbaarheid, kom ek sê Africans, alles almal wat in Afrika gebore is Africans, en dan in die blanke bevolking. Dis die twee mense wat gesels, en met blank bedoel ek meer spesifiek Afrikaner, weet jy, om al die goed altyd so te explain is like it dies the death of 1,000 qualifications. Maar anyway, so dis die swart bevolking en dan die blanke bevolking, en met blank bedoel ek spesifiek Afrikaner, alhoewel daai beskrywing ook betwisbaar is, Afrikaner of Engelse, maar dis min tot nêrens wat daar gesels word met die eerste nasie mense, né? So die Brain, Khaled, Kamisa, whatever jy jouself wil noem. Ek praat natuurlik van dit, en of die Bosman, die Bushman, en die wortel van hy gegewe naam is anyway Bosman, of Bosmannetjies, of Bossies mannetjies, né? En Casper de Vries het so 'n imaginative ding gedoen 'n tyd terug in 'n show van hom waar hy gesê het, imagine as Jan van Riebeeck hier aangekom het, dat hy miskien 'n videokamera by hom gehad het, en dan hoe sou die eerste scenes gewees het wat as hy dit afgeneem het saam met Maria. Jan van Riebeeck kom met 'n home video rondgehardloop het op die skip. Dit was moontlik vir Jan om 'n videokamera te gehad het, en dan kon ons, ons kon as nasate kon ons geskiedenis op VHS aanskou het. Dit sou fantasties gewees het. Dan kon Maria sê dat die kamera gewerk het, nee, want sy kon nog geoperate het, en dan kon hy nou verslag gedoen het. De rode knopje indrukken, Maria. De rode knopje daar, en dan de plus knopje drukken. Ja, hier inzoomen, hier zoomen. Zo. Oké, goed. Ja, we zijn aangekomen in de Kaap van Goede Hoop. Alles lijkt prima. Al was een beetje op het einde van de tocht hebben we een heleboel sliet gehad in de lucht.
Maar we zijn veilig aangekomen. Ik heb hem even een scheurbuikje. Ik heb een scheurbuik. Want Maria heeft vergeten de calcivita in te pakken. Ja. En we hebben een hele platte berg gezien. Hele mooie platte berg. En paarden. Grote paarden. Met streepjes. Heel gekke pyjama paarden. En ook gekke mannetjes, kleine bosjes mannetjes. Met van die gekke spiesjes. Die hebben we ook. Daar, Maria, neem af, gauw pen. Zoomen, inzoomen. Hallo, ja. Hallo, kom maar. Nee, kom, ja, kom, ja, kom maar. Ik is Jan, van Holland. Ja, kom maar. Jij hebt een spies, zie ik, hè? Een spiesie. Neem je af, ja. Au. Au. Ja. Ja, wat is jouw naam? Hè? Oh, nou, hoor ik jou ook. En Rustenburgse wereld woont Jan van Til. Vooral bekend als die Bosveldbul. Zo sterk, zo leeuw, zo groot, zo os. Die haren staan zo door een draad op Schuibos. Die Jan, die Billy van die Bosveld. Jan, die man van staal. Jan, die Billy van die Bosveld. Overal bekend in jouw Transvaal. Skeer met de blaaslamp is gemaakt van staal. Hij eet de blikjes naar dinkies met die blikken en al. Hij loopt 100 mijl, hij wordt nooit moe. Want je kan hij zijn naam met de inschaarploeg. Jan, die Billy van die Bosveld. Jan, die man van staal. Jan, die Billy van die Bosveld. Overal bekend in jouw Transvaal. Sit knoffel in sy sokkies om sy snor te laat krul. Dan borstel hy sy tande met 'n chloroform. Breed van skouer staan 6 voet 5. Die lady sê hy het oud as een sy lyf. Jan, die Billy van die Bosveld. Jan, die man van staal. Jan, die Billy van die Bosveld. Overal bekend in jouw Transvaal. Loop hy af die straat, staan die noontjies stil. Alles so lief vir Jan van Til. Man steek of vrou weggestaan by die deur. As hulle Jan nie sien, kan ek hulle keer. Jan, die Billy van die Bosveld. Jan, die man van staal. Jan, die Billy van die Bosveld. Vooral bekend in jouw Transvaal. Vooral bekend in jouw Transvaal. Vooral bekend in jouw Transvaal. Jan, die Billy van die Bosveld. Of is hy die Billy van die Bosveld? Wel, ek ken Billy van die Bosveld, of van die Bosveld, wat oral bekend is, en nie net in die ou Transvaal nie, bekend in indigenous kringe. Dit is natuurlijk Colin the Bushman. Colin is 'n musikant, digter en gemeenskapsmens, musiek, allerlei goeders, gemeenskapswerker en meer, et cetera. So Colin, hoekom het jy jou verhoognaam verander van Seaboy na Colin the Bushman? Hoekom die naam Colin the Bushman? Ek sal sê dit het maar baie te doen met waar die kunste my gevat het, na die digkuns, die kulturele digkuns wat ek tans doen. Na ek maar eintlik 'n hip-hop agtergrond het vanaf 'n jong ouderdom. En ek was maar eers Collie Boy en Seaboy en al die red name wat hulle vir 'n ou gee. Maar die Bushman of the Bushman verteenwoordig ook 'n vergete groep van mense. You know, so ek kan ook genoem word Colin die mens. Want Koi is a philosophy, so we believe we're just paying it forward the whole time. Okay. So Koi then dat beteken ook mens. En dit is hoekom ek baie tuis begin voel het as kunstenaar met die naam Colin die Bushman, want ek spreek nie net van my nie, maar ek spreek ook van
van my mense. Ja, natuurlik. Nou, vandat ek jou ken, het ek agtergekom dat jy voel of jy het lyk of jy meer tuis is in die bos of in die veld as byvoorbeeld in die stad. Wat dink jy is die rede hiervoor? Waar ek meer tuis voel is beslis in die natuur, in die bos of in die veld. Want dis waar die gees 'n mens verbind tot die Skepper. Die natuur verfris my en dit motiveer my tot nuwe insigte. As 'n skrywer vind ek natuurlik baat om in die veld te gaan stap en so kom nuwe idees gewoonlik na my toe. Die haastigheid van die stad kan soms net te oorweldigend raak vir 'n bushman man. Vir my. Die stad ja, hy skep ook natuurlik hoop geleenthede en stages where you can perform your content. Dit kan 'n goeie afsetgebied wees, but however still, as dit kom by die creating new content part, dan verkies ek om in die bos te gaan loop en sit. Jy weet, en dit is my issue met die stad versus die bos kind of vibe. Okay, so natuurlik was jy nou al in die bosse in die tyd, so obviously is jy besig om te skep nuwe materiaal en so, en waarmee is jy alles besig nou, voor ek jou laat gaan? Jy kan breed veelvoudig vir ons verduidelik waar Colin die Bushman oral besig is, laat ons net 'n idee kry, en dan ook hoe mense jou al van die hande kan kry. Die jaar het goed begin vir my. Ek het deel geword van 'n produksie wat ons Woordfees toegeneem het, getiteld Die Poet Wie's Hy. En die Poet Wie's Hy fokus op die werk van Adam Small. En ons het Woordfees toe gegaan en ons het toe perform 'n couple of shows en ons het toe die trofee van die jaar gewen, die Woordfees trofee van die jaar. Dit is nou gedoen met Dean Bali en die Khoisan Gypsy Band. So ons is die Khoisan Gypsy Band. So 'n 5-piece band. Maar toe gebeur COVID-19 en toe sit 'n ou nou bietjie stil. In die proses het ek toe begin skryf aan idees, soos radiodramas en sulke tipe goed. So ek het die goed geskryf, maar en onlangs, omdat ons mos nou die trofee van Woordfees gekry het, toe kom kyk net na vore en hulle kommissie ons kan 'n rolprent maak van die Poet Wie's Hy. En so was ons laasweek in die Baxter en ons het toe begin skiet aan die Poet Wie's Hy vanaf die 28ste Oktober tot die 28ste September tot die 12de Oktober het ons dit geskiet. En Huidiglik wil ek nou 'n podcast series begin waar ek kulturele kinderstories vertel via podcast. En daar is so baie stories uit boeke, so stories in die wind en die tipe boeke wat ons ook maar uit Namibië kry, want vir die Khoisan kinderstories. En net laas jaar voor die jaar geëindig het, toe was ek besig met Black. Ons het toe in die Bontewil gemeenskap, het ons toe met 'n paar seuns gewerk. Ek het so 5, 6, 7 seuns gevat en hulle geleer Khoisan mondbo bou. En toe begin ons die konsep met die laities called die Bow Boy Band. So ek doen dit ook met Black, which is the Bontewil Legacy Arts Collective. Ja, so ons doen dit tans weer in die Bontewil, wil ons dit optel met hulle. Dit is maar meer die projekte waarin ek myself tans bevind. Ja, nee, dankie Simon. Gangans, zoekklap. Kay Gangans, ilo. Abatate mamasa. Abatate, autago. Anoop tage a. Tik onske a chow chow. Tik onske a kuai. Ganganchi. Okachi. I eloche.
Eloche Ganganchi Okachi Eloche Tawatamak Amske Anutagea Tawatamak Amske Kay Gangans Ikot Kay Gangans Aiga Kay Gangans Aiga Ek's 'n liedjie lemmer papa. Ek lem 'n liedjie. Ja, as julle daai jingle hoor, dan weet julle dit is 'n liedjie lemmer en wat met 'n liedjie lemmer gebeur op die segment of by hierdie segment is maar net ek lem 'n liedjie. Ons sny hom oop. Ons kyk wat binne 'n liedjie aangaan en ons jy weet ons vat net ons tyd met 'n song. Nou ek het 'n song wat ek vandag 'n liedjie wil lem. Dis 'n ou Sonja Herald song en die song se naam is Ritsel in die bos. Nou iets is vir my lekker met die song hier. Ek meen dit klink 'n bietjie rof. So asof dit 'n onder 18 beperking moes gehad het. Kyk, onthou alles in daai ou tydse dae, die ou dae. Dit was nie so oud Frans soos vandag. Ek meen vandag mense doen net wat hulle wil op TV. Ek meen jy sou nie is nou niks om iemand in 'n G-string te sien op TV of sulke goed. Dit is nie nou meer so 'n big deal. Of mense wat voluptuous dance en baie suggestief is met hulle moves. Today people go boss, né? Maar daai tyd was dit mos nou oulike dinge was ouliker gestel wanneer ons praat oor hofmaak en sulke goed. En baie simboliek natuurlik. Ek het met die song het ek so 'n sleewe suspicion dat hierdie een van hy songs is wat een ding sê maar 'n ander ding bedoel. En haak die Herald Sonja, ons hark dit alles by mekaar en ons kyk wat die uitkom want ek gaan nou 'n klip gooi in die bos en kyk wat uitkom in hierdie song. En onthou die song se naam is Ritsel in die bos. Hier is hy. Kyk hy dromme. Die ritme van hy dromme is alweer klaar vir dag. Right, hier gaan sy nou. Gesels met die man. Wat ritsel so daaronder in jou ribbos. Geen en geen is twee vanaand. Wat ritsel so daaronder in jou ribbos. Dis net die lappe wat jou groen besang. Wag. So wat ek hier hoor, sy sê wat ritsel so daaronder in jou rietbos. Wat ritsel so daaronder in jou rietbos. Hierdie vrou, sy kyk diep. En sy gaan verder, né? Die was, as jy dink vandag is die age of feminism en vroue empower en so aan, hoor net hoe powerful is Sonja daai tyd al man, Sy bring die son en sy sê ja daarvoor, stryd. Dit is nou vir my besonder. Sy's vir my outright forward en sy sê 1 en 1 is 2 vanaand. Want sy's geïnteresseerd oor hierdie geritseling hier in hierdie man se rietbos, hoor net die. Wat ritsel so daaronder in jou rietbos. 1 en 1 is 2 wat pas. 'n Slang in die gras en die rietbos en ek is tussen die boom en die bas. Okay, hier's te veel gems hier, so hier's te veel gems. 'n Slang in die gras en ek is tussen die boom en die bas. So die slang in die gras, jy maak dat sy 'n bietjie tussen die boom en die bas is. Dit maak dat die mekaar, die hele besigheid. Hierdie geritsel. Yes, like dis rof die. Liefde bietjie baie nesiteit en wat die groot oop dam wou oor. Okay, dis die poëtiese deel. Stukkende liefde, net die man wat die water bekoor. Liefde bietjie baie nesiteit en wat die ysberge wou oor. Okay, so sy beskryf haar liefde, dit wat sy nou wil bring hierna toe, want onthou is nou 1 + 1 vanaand. Hier op 'n Saterdag aand, soos sy vroeër genoem het, hierdie geritsel moet sy nou stil maak, hier onder in die man se bos of whatever. En nou beskryf sy die liefde wat sy nou na die tafel toe gaan bring, is 'n bietjie, jy weet, soos 'n Titanic wat die ys wil oor, jy weet, maar die water sluk hom. Die water sluk hom, hierdie nattigheid, ja. Wat ritsel so daaronder in jou rietbos. 1 en 1 is 2 vanaand. Ritsel so daaronder in jou rietbos. Dis net die lappe wat jou groen besang.
Hey, hoor daar kom die man se stem ook by. Riepels en ek is tussen die boom en die bas. Ja, nee wat. Slang in die gras en die riepels en ek is tussen die boom en die bas. Ja, hy sê het homself gebul, meneer. Hy kon nie keer vir sy wicked sê. Daaronder in jou riepels, en is twee vanaand. Wat is so daaronder in jou riepels, dis net die lappe wat te goed is agterig aan. Wat is so daaronder in jou riepels, en is twee wat was. Slang in die gras en die riepels en ek is tussen die boom en die bas. Slang in die gras en die riepels en ek is tussen die boom en die bas. Slang in die gras en die riepels en ek is tussen die boom en die bas. Did the Premier Bush come from the south? Yes, George Bush came from Texas. Ah, he's good. And I went to school with Barbara Bush at Ashley Hall here. Barbara Bush. Yes. A bush in Kazakhstan we laugh when we hear the name because a bush mean the hair around the testis satchel. And Barbara, we say in Kazakhstan mean to eat. So it is like Barbara Bush is to eat the hair from a testis satchel. It's good. I hacked the Pentagon for self-incriminating evidence of Republican-manufactured white powder pestilence, Marine Corps flak vest with the guns and ammo, spitting bars like a demon stuck inside a piano, turn a Sambo into a soldier with just one line. So here's the truth about the system that'll f*** up your mind. They gave Al-Qaeda $6 billion in 1989 To when? to 1992, 10? and now the last chapters of Revelations are coming true. true. And I know a lot of people find it hard to follow this, cause subliminal bigotry makes you hate my politics, but you act like America wouldn't destroy 2 buildings in a country that was sponsoring bombs dropped on our children. I was watching the towers, and though I wasn't the closest, I saw them crumble to the earth like they were full of explosives, and they thought nobody noticed the news report that they did about the bombs planted on the George Washington Bridge. 4 non-Arabs arrested during the emergency, and then it disappeared from the news permanently. They dubbed the tape of Osama, and they said it was proof. Jealous of our freedom, I can't believe you bought that excuse. Rocking a motherfucker flag don't make you a hero. Word to ground zero. The devil crept into heaven. God overslept on the 7th. The new world order was born on September 11th. And just so conservatives don't take it to heart, I don't think Bush did it. Why? Because he isn't that smart. He's just a stupid puppet taking orders on a cell phone from the same people that sabotaged Senator Wellstone. The military industry got it popping and locking, looking for a way to justify the Wolfowitz doctrine. And as a matter of fact, Rumsfeld, now that I think back, without 9/11, you couldn't have a war in Iraq or a defense budget of world conquest proportions, kill freedom of speech and revoke the right to abortion, tax cut extortion, a blessing to the wealthy and wicked, but you still have to answer to the Armageddon you scripted. And Dick Cheney, you can leech, why don't you tell him your plans about putting your pipelines through Afghanistan and how Israeli troops train the Taliban from Pakistan. You might have some house against food, but I understand. Colonialism is sponsored by corporations. That's why Halliburton gets paid to rebuild nations. Tell me the truth, I don't scare into paralysis. I know the CIA saw Bin Laden on dialysis When? in 98 when he was top 10 for the FBI. Government ties is really why the government lies. Read it yourself instead of asking the government why. Cause then the cause of death will cause the propaganda to die. Our enemies are innovative and resourceful, and so are we. They never stop thinking about new ways to harm our country and our people, and neither do we. Tussen die bome deur en die houtkappers kan op hul byle sweer. Hulle het jou gesien
rondom die stamme sweef met 'n rykie blomme in jou skaduwee geweef en die reigte wat buig om jou enkels te soen en stemmetjies wat fluister van elke seisoen en groen en dors en water en slange en 'n menigte blare wat vloei van jou wange en so groei my verlange om jouself te ontmoet met die afdruk van God en sy asem in jou bloed en ek waag self die diepte agter die skoendapper aan. Dit is asof sy vlerke my gedagtes verstaan. Hulle moedig my aan en my hart klop nou vinnig. Die blare dak word digter en ek wonder oor die sonlig wat nou so bietjie melkerig die paadjies laat verdwyn en uit die hoeke van my oë tussen die groen en die bruin vermenigvuldig die bewegings van diertjies wat my afloer. My voetstappe wat echo teen die stamme en die bosvloer klink skielik nie alleen nie, maar ek kyk liewers voor my en druk deur die bosse arms. Hoeveel kan daar nog oorbly? Dis asof my hart bestoom kry, maar die bome word al digter. Ek byt vas deur die skrape, die tuimel en die splinters. Bolletjies sien myself flenters, maar ek staan elke keer op. Grond tussen my tande en die bos is in my kop. Ons loop kringe in mekaar, ons ontmoeting om die hoek. Die spasies word al kleiner, ek word deur jou wortels ingekoek en nou soek ek die hart van die woud en sy lewe. Ek hoor al hoe klop dit soos die grond begin bewe. 'n Stewige dreun groei in die kreunende bome en stemme wat vibreer soos lewende drome en in 'n oomblik is ek skielik in 'n oopte op my eie met die sagte groen gras van die mooiste valleie in 'n sirkel omsingel deur 'n kring van stamme en in die middel dans 'n dwarrelwind van blaartjies soos vlamme en die wind begin sing soos instrumente wat praat en die blare styg al hoër in die vorm van 'n ruggraat. Klippies wat 'n gesig maak, verbeel ek my. Skielik hoor ek my eie stem. Wie is jy? Ons is die groen, ons is die hout, ons is die boer, ons is die woud, ons is die bakker, ons is die stilte, ons is die bos, ons is die groen, ons is die hout, ons is die boer, ons is die woud, ons is die bakker, ons is die stilte, ons is die bos. Ons is die woud of die bos, bittereinder. My volgende gas is 'n man wat baie bosberaad hou met inheemse volk, die inheemse volke en ook hulle leiers. Natuurlik sit hy ook op 'n hele paar stoele wat indigenous sake aanbetref. Dis natuurlik kaptein John Witbooi en hy is op die lyne en wil ek ook vra, bly asseblief ingeskakel want ek gesels ook binnekort met 'n man wat met 'n ander tipe bossie besig is. Nou as 'n man praat van stam, weet jy mos ek praat van 'n boomstam, maar familieboom het ook mos stamme en in SA of in Suid-Afrika is daar baie familiebome en baie stamme. En alles dit maak hierdie land sommer heel wat bosserig of bosagtig. Nou aan die hoof van die Witbooi stam is kaptein John Witbooi. Nou kaptein, ek gaan sommer met die huis in die deur val, of met die deur in die huis val. En ek wil tog vra vir u, verduidelik net gou vir die leuke buite wat die rol wat u vertolk binne die Witbooi stam. Ek is die stamhoof van die Witbooi Namastam in Suid-Afrika en daarom staan ek hier bekend as kaptein John Cornelius Witbooi. Maar kaptein, u was ook of is ook op nasionale vlak betrokke wat die brein of die Khoisan sake aan betref as ek dit mis het. Lyk dinge daarom nou beter vir die Khoi mense of veral polities gesien, hoe sou u dit opsom? My antwoord op daardie vraag is ja. Ek was gekies as die voorsitter van die 5 hoofgroepe van die inheemse groepe in Suid-Afrika namens die Boesmans, die Namas, die Koranas, die Kaapse Khoi en die Griquas. Op 'n stadium was ek ook die voorsitter van die nasionale verwysingsgroep in Suid-Afrika met betrekking tot grondsake
van die Khoisan. Polities is volgens my oortuiging en my navorsing alle breinmense in Suid-Afrika afstammelinge van die Khoisan. As inboorlinge van Suid-Afrika is ons op hierdie oomblik polities op 'n sylyn gerangeer, maar nie net polities nie, ons is ook ekonomies en andersins op 'n sylyn, wat eintlik baie sleg is vir die afstammelinge van die inboorlinge van Suid-Afrika. Nou kaptein, dit is natuurlik een ding, maar hoekom die ander ding wat my pla is die verdeeldheid tussen die mense. Jy weet, hoekom dink jy is daar so groot verdeeldheid onder die of baie verdeeldheid onder die stamme in die algemeen, en wat kan 'n mens doen om almal nader aan mekaar te trek, sou u sê? Ek dink daar is 'n gebrek aan kundigheid onder ons inheemse leierskap. Sommige persone verstaan net nie hulle onderskeie stamme se inheemse regte nie. Gevolglik sit ons met probleme van persone wat chiefs en konings is, wat eintlik veronderstel is om nie daar te wees nie. In Hosea 4:6 staan geskrywe: as gevolg van 'n gebrek aan kennis gaan my volk ten gronde. En dit is 'n groot jammerte dat ons as gevolg van 'n tekort aan kennis ten gronde moet gaan. En daarom is dit my begeerte dat al ons inheemse groepe ons bemagtig met kennis op 'n deurlopende basis. Nou, die Witbois het uiteindelik die offisiële opvolger in Namibië gekry, nuwe kaptein in die saal. Vir die in Suid-Afrika wie nie veel weet van hom nie, wil u tog nie asseblief bevestig hoekom hy die regmatige leier moet wees nie? Na die afsterwe van kaptein Hendrik Witbooi op 13 Oktober 2009 het daar 'n geweldige stryd ontstaan ten opsigte van die kapteinskap in Gibeon en Namibië. Hierdie stryd het aangehou vir byna 10 jaar. Nou die stryd om kapteinskap het hoofsaaklik gegaan tussen Ismail Hendrik Witbooi, die broerskind van kaptein Hendrik Witbooi, en Salmon Josephat Witbooi, wat die susterskind van kaptein Hendrik Witbooi is. Nou volgens ons stam se inheemse reg moet die broerskind die opvolger wees. Nou na byna 10 jaar het die volk in Namibië besluit dat hierdie inheemse reg van ons eerbiedig moet word, en in die proses is Ismail Hendrik Witbooi gekies as die kaptein van die Witbooi namastam. Awesome. Kaptein, ek wil tog vir u 'n laaste vraagie vra, en ek wil weet, wat is u droom vir alle indigenous mense van Suid-Afrika, al die bossies mannetjies? Dit is baie belangrik dat ons as inheemse groepe moet verenig, en dan ten opsigte van ons grondregte. Ek is in besit van 'n kaart wat geteken is in 1650, 2 jaar voordat Jan van Riebeeck hier aangekom het. En daardie kaart maak dit baie duidelik waar die inheemse groepe, die inboorlinge se grondgebiede in Suid-Afrika is. En jy weet toe Bartholomeus Dias in 1488 in Mosselbaai aangekom het, was hy so verbaas gewees om te sien hoeveel vee die inboorlinge in Suid-Afrika het, dat hy Mosselbaai die plek van die veewagters genoem het, maar op daai stadium het hy dit net in Portugees genoem. En nou praat ek van 1488. So die feit dat ons die eerste nasie in Suid-Afrika is volgens my 'n onverhandelbare, onwegdenkbare feit. En 'n mens kan nou maar net gaan en na die argiewe, na die museums en na al hierdie plekke waar hierdie inligting beskikbaar is. En daar sal ons vir onsself kan oortuig
dat die inboorlinge, die afstammelinge van die Khoisan is die eerste nasie in Suid-Afrika. Nogmaals baie dankie vir die geleentheid. Mag dit goed gaan met u. Baie dankie. Totsiens. Vraag wie dan is verlieven. Misdemeanor Ashley Anton Manneris en Friede Product op lekker yellow soos 'n wiskeliewe sê hulle. Maar dis believe it, dis maar net hulle. Dis maniere wat hulle deliver soos 'n Mr. D. Hou die chains om my nek soos 'n Mr. T. Julle diks maniere en die culture vouchers hulle sit to give. En al die pijn maak hier hulle alles terien. Maar die vlam het gekom soos 'n Pinksteruur. Die vlam is 'n tong kom plus die vier. Sy lieg onder in die bus met die. Ek spieg uit by mond uit kom my wizard 3. Maak vrie die ondergrond en hy prison key. Wie die altyd wat ek kan doen nie. En ek voel aan ek is man alleen. Ons is mos ook al lang ali. As ek kan niks hier in my land nie. Dis unbelievable. Kam was hier gekill down to even a nil. Die kanterie is stil. Laat ons net ham terwyl die naam my people het gil. Skryf wat, boy, 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 wat, boy. Plaks die mas, alles nou lak, ons sien ons bad en alles op drak, is siek, ons vat van alles, klim met die kasse, jy's king, alles gestraf, ek siek en sat van alles, sat gestiek en blad, soos wallis, is kapadien, ons blaas soos malles, klim met die kasse, jy's king, alles concept met sy hand bedee. Als jy hoeke kanker lei, self bejammering op 'n ander tyd spring, op 'n hings en hande lei. Skud jou holle tot jy krampe kry, want van die dag van die papery, ons party, al het ons ook zwaar gekry, sing soos 'n nightingale met 'n lampa bay, soos Florence for the castaway, van friends are few in the darkest days, en die mix tot die assemate, yo fix DJ, please maak away, vir Ronnie Joyce, tot die Dolly Parton, nee, pak up away, soos hy cartoon Bally en 'n Russell J, op die beat en die ankelees, firm in die driver seat, jy's nog wabbelé, ja belé, maar klaar slavernij, ons is Aaron, wat die land moet lei, en soos 'n arend, kan ons saam uitsteeg, ja dan moet hulle dan nou met 'n man beklei, of hoe, voel hulle deur die van bedreig, dink mooi, kooi en die sun is crazy, wit boy, ahoy, is kan die guns ook raise, jy, sien die altyd wat ek kan doen nie, en ek voel aan ek is man alleen, ons is mos ook al lang ali, as ek kan niks hier in my land nie, that's unbelievable, kwam was hier gekill down to even a nil, die kanterie is stil, laat ons net ham terwyl die naam my people het gil, skryf wat, boy, wat, boy, wat, boy, wat, boy, wat, boy, wat, boy, klim met die kasse, jy's king, alles gestraf, ek sien, ek sat van alles, sat gestiek en blad, soos wallis is skat, but die ons blad, soos malles, klim met die kasse, jy's king, alles. Bla, 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 bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. We is going to be talking about the drug thing. Let's start from over here. I mean, that's Moroccan black, innit? Yeah. You have to be a double stick if you didn't know that. How much would this cost you on the street? About 60, 70 pounds. Aye, but you'd probably be getting ripped off if you had to pay that much. Yeah. I mean, you can get it cheaper than that. Okay. So what is the names for it? I mean, we all know it's called the Bionic, the Bomb, the Puff, the Black, the Herb, the Sensi, the Chronic, the Sweet Mary Jane, the Shit, the Bomb, the Ganja, the Reefer, the Bud, the Buddha, the Homegrown, the Ill, the Maui Maui, the Method, the Pot, the Shake, the Stunk, the Stress, the Tide, the Wacky. But is there any other terms that parents should be aware of? Puff, blow, lots of names. Draw. And what is its effects? You can go paranoid, which means you think people or things are coming at you. Aye. It makes your heart race. Your blood pressure can go low, so you can feel a bit woozy sometimes. It's got a lot of medical effects on the body. And is there any negative effects? No, those are negative effects. But long term, there are negative effects. So if you wanted to get started, would you recommend this as a good first smoke? I wouldn't recommend it, no.
Soos jy kan hoor, is die volgende bos wat ons van praat, cannabis. Nou ja, dit is 'n plant, maar ons weet mos nou as hy gebrand word, dan raak hy soos Moses se brandende bos van ouds. And by the way, sedert legalization van cannabis, het dit mos nou global ook natuurlik die besigheidswêreld betree, en almal wil nou geld soos bossies maak, is dit nie? Nou ek het vir Herschel Maasdorp van Can Africa op die lyne, wat juis in die bedryf is binne Suid-Afrika. Nou ek wil hom net ook byvoeg dat Can Africa is the retail division of the JSE listed Labatt Healthcare. Now Labatt Healthcare is a cannabis-based healthcare company. En ek het dan natuurlik die CEO en die founder van Can Africa op die lyne. Now, Herschel, just your involvement in Can Africa, hoe julle gestart het, just give us a brief introduction. Simon, thank you very much. Thank you for having me. It's a very exciting time for Can Africa. It's a very exciting time for the cannabis economy and certainly for South Africa as a whole. So, yes, thank you. It's a great opportunity to be here. We started the company. I started the company not long after the Constitutional Court ruling that kind of liberated and made it possible for South Africans to rightfully, to have the constitutional right to use cannabis for their own private purposes. At this time, we knew that the market will open up, that we already been tracking what CBD and what cannabis-derived products from a healing point of view has been doing around the world. Already you will see even this year that the cannabis-derived, particularly cannabinoid, CBD, cannabis-derived products are doing up to 150 million pounds in the first quarter of this year alone. Sure. So there's a very, very real economic opportunity here, all the way from a healing point of view, but also particularly as a silver bullet really for the South African economy from a job creation point of view, and so on. Yeah, now apart from the economic possibilities that lies ahead for cannabis, in your journey, becoming an expert on cannabis of sorts, what would you say is one of the most, or some of the most amazing discoveries that you've made about the plant? Well, there are many different things that I think is extraordinary about cannabis sativa, which is the scientific name for cannabis. But one thing that I always found really fascinating is that THC, the psychoactive compound in cannabis, boosts the mood the same way that chocolate does. THC is an antidepressant as it binds to the same receptors as the brain's bliss molecule, while CBD, the cannabis non-psychoactive compound, slows the brain's breakdown of the same bliss molecule. And this means that it makes cannabis a double whammy, as it were, in terms of its antidepressant properties. Yeah, but why do you think cannabis are still viewed by many as something evil? Especially if you look at the acceptance of, say, something like cigarettes, which probably does not have any health properties whatsoever. I think it's because of its mood-altering qualities. Without there being enough awareness and with insufficient education around its proven health benefits, people have this particular perspective. It was also mistakenly viewed as a gateway drug for the longest time, in that it would lead the user onto taking progressively stronger narcotics. And this has now been disproved by a number of authentic studies around the world, and that it is not so. It's indeed rather an established exit drug for that particular conversation. It's also important, to note that some of its compounds, such as cannabinoid, as I mentioned earlier, known as CBD, are completely non-psychoactive. And this means that it does not alter the mood. Yet it offered a myriad, of health benefits for the human system. Yeah, of course. So let's look at the products that Can Africa produce. Can you take us through a catalog or summarize some of the stuff that you guys do there? And where do we get a hold of it?
We currently offer a collection of rare cannabinoids. And the rare cannabinoids are CBC, CBN, and CBG. And we will take another opportunity and we'll talk about those more rare cannabinoids at another time. But so we offer a collection of these cannabinoids. We offer CBD tinctures, CBD infused waters, gummies, and we also have our other supplementary range, which is the collagen, moringa, antioxidants and anti-anxiety supplements. And then, of course, our best friends. We have an amazing pet care range that we offer. This will expand over the next coming weeks and months to include CBD soft gels, supplements, personal care products. We have a nice range of beverages, edibles, and even a line of grow boxes, mini grow boxes that our consumers, our lifestyle consumers, can use at home, that is fitted with artificial intelligence and just the best tech that's out there in the world at the moment. Sure. With the offering of our mini grow boxes. So you will be able to buy. Via our website, that is www.shopcanafrica.co.za. Or you can go to one of our stores. That the first one that opened recently, as you know, is at the Willowbridge Mall in Durbanville. And then we have a further few stores opening up later this year. In a few weeks' time, we're opening up in Northwest Province. We're opening up in KwaZulu-Natal and Gauteng before December of this year. So before I let you go, anything else you want to add? Look, Simon, over the last few days, we've spent quite a bit of time in the media and driving our PR activities and our relations with the consumers and with media. And the one thing that we're really driving home here for everybody in South Africa is that our brand is an inclusive brand. And our vision is for more South Africans to have access to all of the benefits that a cannabinoid-based enhanced lifestyle can offer. This is our objective. It is certainly our mantra. It is something that we want to bring and do for the South African people, boost our immune system, seek homeostasis. And I'd like an opportunity at another time where we can talk about the endocannabinoid system and just exactly how this inclusive brand can offer a new lifestyle, a new standard, where science and nature naturally meet in the interest of a good new life. I'm a ganja planter, call me the ganja farmer. Deep down in the earth, we me put the ganja. Babylon come and light it at a fire, me a chant. Yes, I'm a ganja planter, call me the ganja farmer. Deep down in the earth, we me put the ganja. Babylon come, yo, yo. Big stinking helicopter flow through the air. With them call it weed eater. Them never did it when me was out in water, or when me did implying fertilizer. Yet out of the sky them spitting fire, and I'm a little youth man with a hot temper. Me dig up me stinking rocket launcher, and in the air this was the helicopter me a chant. Some ganja planter, call me the ganja farmer. Deep down in the earth we me put the ganja. Babylon come a lot it at a fire me a chant. Yes, I'm a ganja planter, call me the ganja farmer. Deep down in the earth when me put the ganja. Babylon come, yeah, tuna man. True Jaja bless I with no for good vibes man. And true me have the hardest set of ganja in the land. Make doctors get no meditation, and so them coulda give it to them sick patient. Make chemists get no meditation, and so them coulda brew new medication. Make singers get some inspiration, and so them coulda spread your message pan the land me a chant. Yes, I'm a ganja planter, call me the ganja farmer. Deep down in the earth we me put the ganja. Babylon come a light it at a fire me a chant. Yes, I'm a ganja planter, call me the ganja farmer. Deep down in the earth when me put the ganja. Babylon come, watch out.
Come and say ganja, 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 ganja. If you don't want to call it that, call it sensimania. If you don't want to call it that, call it marijuana. If you don't want to call it that, call it the indica. And from me bonnet in a chalice and a sheet of paper. Lord, say me love me ganja. Some ganja planter. Call me the ganja farmer. Deep down in the earth, me put the ganja. Babylon, come and light it at a fire, me a cannon. Yes, I'm a ganja planter. Call me the ganja farmer. Deep down in the earth, me put the ganja. Babylon, come. Well, it's like 10,000 Babylon in one blue van. Welcome, Chester and the small damn ganja land. 10,000 Babylon in one blue van. Welcome, Chester and this ganja planter. Call me the farmer. Deep down in the earth with me money ganja. Well, me ganja, ganja, me ganja. Loud the ganja, ganja, ganja. Me ganja, ganja, ganja. Loud the ganja. Ganja, 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 ganja. Where'd you get that haircut? The blind school? That's what worries me now, hairdressers. Have you been for a haircut lately? You go to a hairdresser, they crack cut and blow? No, thank you, David. Ja, as jy gewonder het, waar pas dit in? I can just say that it clicks. Want hare is mos ook 'n topic wat ryf is in Suid-Afrika. Is dit nie? Eintlik al 'n rukkie, meisies wat wonder of hulle bossiekoppe aanvaar word in die wêreld van gladde hare. Jy weet, by die skool, by die werk, waar ook al. Die draad bepaal mos baie dinge en baie van ons mense sit ook op by draad met al jou straightness en al daai goedjies. Ek het maar hierdie Karoo bossie onder my ken, soos ek altyd sê, hy groei nie regtig, hy raak net weliger. Hy's net geset. Nou as ek hierdie boskasie moet afskeer, dan gaan ek ook nie meer so bossie lykie. En die penseltoets, hier word hy gedryp, bro. As jy 'n pen daardeur wil druk en op my kop wil ek eers van praat, want daar moet jy tento aan 'n pen op smeer en dan sal dit ook daar flop. Selfs 'n Afro-kammetjie, jy weet daai, hy's ook maar gesukkel deur hierdie boskasie van my. Hy loop sit net vas. Jy weet, soos 'n man 'n vurk in 'n plak druk. Hy brand vas. Nou die wêreld waarin ons leef, dis tog maar ook net 'n bos, if you think about it, né? Dis ook maar net 'n bos of 'n bos area, if you will. En ons almal is maar bosslapers hierso, né? Bergies. En dit wil sê elke dokter daar buite of professional, whatever, bro, jy's in die bos. Dis nie so kwaai soos wat jy dink nie. Ek meen, soos ek nou sê, 'n dokter daar buite, jy's ook maar net eintlik 'n bush doctor. Anyway, so daai qualifications is so amazing as 'n mens globally daarna kykie. En ons moet tog leer om nie sulke harde, condescending ideas te hê teenoor mekaar en uit te spreek teenoor mekaar nie. En nee, ek wil nie die program jy weet, soetsappig afsluit nie, want soos ek gesê het, dis 'n bos, en in die bos, ou bro, is daar wette wat onderhou moet word, daar's survival modes wat moet inkiek, daar's alfas, en daar's minder bevoorregtes, en daar is sterkes en swakkes, there's bushman tot baasmentaliteite. Jy sal nooit die bos kan los, jou bro, en selfs al sou jy dit probeer, dan sal daai dierlike instinkte binne jou self bos los. Pimp, dat net as jy werklik die bos deel van jou aanvaar, only then you will become the boss again. Tot volgende week, ek is helemaal besem, en dit was Doen het net liggies, Sha. Ver van die stad, wil ek graag ry, die ou pad, die roep na my hart verlang, na eensaamheid, o laat my dwaal.
die bosveld, daar wil ek bly. Daar deur in die bosveld, daar's rus vir my. Hierheen wie gedrewe, daar wil ek lewe. In vreedsaamheid en stilte gaan die tyd verby. Groen doornbome luister omheen, rustige drome droom ek alleen. Vol en te maande, sterre gaande, oorals 'n skoonheid elk lewe te sien. Daar deur in die bosveld, daar wil ek bly. Daar deur in die bosveld, daar's rus vir my. Hierheen wie gedrewe, daar wil ek lewe. In vreedsaamheid en stilte gaan die tyd verby.